Goeiemôre almal. Ek wil vandag oor verskillende soorte Afrikaans praat, spesifiek een tipe Afrikaans wat vir my uitstaan en waarvan ek baie hou, wat ek baie interessant vind. Dis iets wat ek op universiteit geleer het. Nou, verskoon tog my merkwerk, ek sit in merkopstelle op die vakansie. Pragtig, nee? Nie waar nie? Maar nou ja, ons gaan maar aan, we move. Ek het op universiteit geleer van Griekwa-Afrikaans. Ek weet nie of jy al ooit van Griekwa-Afrikaans gehoor het nie, maar ek weet ek het nog nooit van Griekwa-Afrikaans gehoor nie. En daar is eintlik verskillende soorte Afrikaanse. Die tipe Afrikaans wat ons praat in die Ooskaap en die Baai sal ek sê is standaard Afrikaans. Dit is basies standaard Afrikaans is die tipe Afrikaans wat geklassifiseer word as die normaliteit, nee? Nou, jy kan gaan Google om meer feite oor dit te kry. Dan kry ons Muslim Afrikaans, ook bekend as Kaapse Afrikaans. Dan kry ons ook Nama Afrikaans, die tipe Afrikaans wat in Namakwaland gepraat word. Dan kry ons ook, my gunsteling, Griekwa Afrikaans. Nou, Griekwa Afrikaans is baie interessant vir my. Jy kan inligting kry op Google. Ek wil graag deel met u wat ek nou hou van Griekwa-Afrikaans of 'n gedig, 'n klein jong gediggie en dan wil ek ook die Onse Vader gebed met u deel. Ek dink ook die 10 gebooie in Griekwa-Afrikaans. Ek vind dit baie interessant. Ek hou van die manier hoe hulle die woorde uitspreek. Die manier hoe hulle woorde uitspreek, dit kom basies van die as 'n oranje rivier tipe Afrikaanse geolek of 'n dialek wat hulle het. 'n Dialek is mos basies hoe mense praat in 'n sekere omgewing. Die mense in die Kaap, hulle dialek, ek weet nie praat hulle baie vinnig of stadig, maar ons weet mos hulle praat soos naai of chivitmos. En dan die mense in George en Nysna, hulle brein nou weer baie gevaarlik. Breingebreide roosterbrood. En dan in Oudtshoorn, ek ken iemand wat nou weer baie snacks praat van Oudtshoorn. Ons gaan byvoorbeeld sê, ek kan nie help daarvoor nie. Dan gaan hulle sê, ek kan nie afvoer hê. Ek kan nie afvoer hê. Like, dat is basically, ek hou van verskillende dialekte, ek hou van hoe mense woorde uitspreek, ek is baie passievol oor Afrikaans, ek praat glad nie goed Afrikaans nie, ek doen dit net wanneer ek werk, ek praat net ordentlik Afrikaans in my klaskamer, buitekant dit praat ek net soos ek wil, net soos wat ek wil. Maar ja, kom ons gaan oor na die Onse Vader gebed in Griekwa-Afrikaans. Ek hoop jy vind dit baie interessant, soos ek dit vind. Onse Vader, wat in die jimmel sit, ons wil nou vandag net vir u kom bid. Laat u se naam tog by ons ook geheilig raak. Laat u se kapteinskap hier kom standing sal maak. Laat u se wil hier onder by ons op die grond ook gebeur, soos daar bo tussen die sterretjies rond. En gee vir ons vandag ons 'n koppietjie meel. Vergeef ons al ons gesjel en ons gesteel. Want soos ons nou uit u se woord uit weet, ons moet die naaste se sonde se ook vergeet. Laat ons rigte gee vir die versoekingse. En verlos ons nou van die duiwelse dinge. Daar is niemand wat u se kapteinskap wen. En u het al die krag en u het die grootlikheid van hier af tot daar oorkant in die ewiglikheid. Nou, Here, nou sê ons maar eers weer. Amen. So nou gaan ons die 10 Griekwa gebooie lees. Kom ons lees. Net ons Here is die Here. Ons Here is jaloers as jy 'n ander Here loop soek. Jy mag nie Here sê wanneer jy wil nie. Jy mag nie skuilte bou of bokloop soek op die Here se dag nie. Sorg dat jou se pa en ma altyd in die koelte sit en pajama besies eet.
Jy mag nie jou se broer Jamal toeslat nie. Jy mag nie by ander man se vrou loop lê. Jy mag nie ander man se kalbasse en bokke loop vat nie. Jy mag nie liegpraatjies oor ander liegie. Jy mag nie met lang oë na ander man se goede kykie. Okay, so die standaard Afrikaans het 'n bietjie baie deurgekom by die laaste enetjie. Dat is maar al wat ek gaan deel. Ek gaan nie verder gaan nie. Ek gaan maar die gedig los vir nou, maar ek hoop julle het dit geniet. Bye.